Goeiemôre almal. Julle kan die Bybel oopmaak saam met my by Josua hoofstuk 14. Josua hoofstuk 14. Maar voordat ons daarby uitkom, vergun my die oomblik om net vir almal 'n baie geseënde en 'n voorspoedige nuwe jaar toe te wens. Ons vertrou dat die Here u elkeen kragtig sal seën in die jaar wat voorlê en dat ons gemeenskap hier in die kerk net so geseënd sal wees tot verheerliking van die Here. Nou ons het alweer by die begin van 'n nuwe jaar gekom. En dis gewoonlik hierdie tyd van die jaar wat ons almal nuwejaarsvoornemens maak. Ek wonder hoeveel het al nuwejaarsvoornemens gemaak? Hoeveel mense het al gesê nee, wat ek gaan nie nuwejaarsvoornemens maak nie want ek doen dit in elk geval nie. En dit is ook 'n ervaring wat ons het dat ons maak nuwejaarsvoornemens, ons kom nie daarby uit nie, dan sê ons nie ons gaan dit nie meer doen nie. En dit is ook 'n fout, want 'n nuwe jaar is 'n nuwe begin. En daarom stel ons doelwitte vir onsself. Die vraag wat ons vir onsself kan vra is, hoeveel van ons het werklik uitgekom by die doelwitte wat ons verlede jaar gemaak het? Hoeveel onthou nog wat ons verlede jaar gesê het ons gaan doen? En ek wil vandag na iemand se lewe gaan kyk, wat ook doelwitte vir homself gemaak het. En hierdie man het baie hoë doelwitte gemaak. En alhoewel hy hoë doelwitte gemaak het, het hy werklik reg gekry om te doen wat hy besluit het hy gaan doen. En ek sou graag wou hê dat ons op dieselfde manier ook hierdie man se doelstelling, sy doelwitte wat hy gemaak het en uitgevoer het, die manier waarop hy dit gedoen het, dat dit ook ons motivering sal wees vir hierdie jaar. Op die manier waarop hierdie man doelwitte vir hom gestel het wat hy wil doen, dat dit vir ons hierdie jaar 'n motivering sal wees om presies dieselfde te doen. Want die realiteit is dat daar waar daar geen visie is nie, gaan daar niks gebeur nie. As ons nie 'n spesifieke doel het waarna toe ons lewe en wat ons wil bereik nie, is ons soos dwaalende skape. En dan is dit maar net 'n vaai idee soos ek onderneem om 'n goeie Christen hierdie jaar te wees. Ja? Wat sê dit? 'n Goeie Christen. Of dit is 'n vaai idee van ek wil geestelik groei, net so 'n bietjie meer geestelik groei. Ja? Wat sê dit? Jy sien wat ons nodig het wanneer ons sulke doelwitte maak, opstel, is ons moet meer spesifieke doelgerig wees om 'n doelwit te stel en daarna te strewe. Soos byvoorbeeld om 3 boeke van die Bybel hierdie jaar te memoriseer. Nou, dit is iets heeltemal anderste. En ons is bang vir sulke doelstellings, is ons nie. Want dit verg opoffering van ons kant af. Ons sal moet gaan leer, as ons 3 boeke van die jaar hierdie jaar wil memoriseer. Nou Caleb is ons voorbeeld, hy is ons model vandag en daarom gaan ons vandag kyk na nuwejaarsvoornemens saam met Caleb. Nuwejaarsvoornemens saam met Caleb. As ons saam lees daaruit Josua hoofstuk 14 vanaf vers 1. En dit is wat die kinders van Israel as erfdeel in die land Kanaan ontvang het, wat Eleazar die priester en Josua die seun van Nun en die familiehoofde van die stamme van die kinders van Israel aan hulle as erfenis uitgedeel het. Deur verloting van hulle erfdeel soos die Here deur die diens van Moses beveel het met betrekking tot die 9,5 stam. Want Moses het die erfdeel van die 2,5 stam oos van die Jordaan gegee, maar aan die Lewiete het hy geen erfdeel onder hulle gegee nie, want die kinders van Josef was 2 stamme, Manasse en Ephraim, maar aan die Lewiete het hulle geen aandeel in die land gegee nie, behalwe stede om in te woon, met hulle weiveld en hulle vee en hulle goed. Soos die Here Moses beveel het, so die kinders van Israel gedoen en die land verdeel. Toe die kinders van Juda nader gekom na Josua in Gilgal en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê, U weet die woord wat die Here met Moses, die man van God in Kades Barnea gespreek het, met betrekking tot my en met betrekking tot u. 40 jaar was ek oud toe Moses, die knegt van die Here, my uitgestuur het van Kades Barnea af na die land toe, om die land te verken. En ek het hom berig gebring soos dit in my hart was. Maar
my broers wat saam met my opgetrek het die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het om die Here my God te volg. En die dag het Moses gesweer en gesê, waarlik, die land wat jou voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as 'n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Here my God te volg. En nou, kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het, nou al 45 jaar sê dit die Here hierdie woord met Moses gespreek het, toe Israel in die woestyn getrek het, en kyk nou, ek is vandag 85 jaar oud, ek is vandag nog so sterk, soos die dag toe Moses my uitgestuur het, soos my krag toe was, soos my krag nou nog, om te veg, en om uit te gaan en in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het, want u self het die dag gehoor, dat daar Enakite is, en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. Toe het Joshua hom geseën en aan Caleb die seun van Jefune Hebron as erfdeel gegee. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel te volg. En die naam van Hebron was tevore stad van Arba. Hy was die grootste man onder die Enakite, en die land het gerus van oorlog. Nou, ons wil graag fokus vandag op vers 12, wat vir ons sê, gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het, want u self het die dag gehoor dat daar Enakite is, en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. Nou, die naam Caleb beteken om aan te val, to attack. En ons ontmoet eintlik vir Caleb heel eerste in Numeri 13. So as julle wil blaai na Numeri 13, ons gaan 'n paar verse lees ook daar in hoofstuk 13 en in vers 14. Numeri 13 vers 25 begin, en ons lees tot by vers 31, en hier skrywe Moses, as hy sê, en na verloop van 40 dae het hulle teruggekom van die land te verken. Dis nou die verspieders wat uitgegaan het. En hulle het weggegaan en by Moses en Aaron en die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestyn Paran, in Kades, en aan hulle berig gebring en aan die hele vergadering en hulle die vrugte van die land laat sien. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk, en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakite gesien. Die Amalekite woon in die suidland, maar die Hetiete en die Jebusiete en die Amorite woon in die gebergte, en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Nou wat ons hier sien in die agtergrond van Caleb was, dat die 12 bespieders het uitgegaan, en hulle het teruggekom, en Caleb en Joshua het gesê, nee, ons kan die land inneem, maar die ander 10 bespieders het gesê, nee, ons kan nie. En die hele volk het gevrees, na aanleiding van wat daar die bespieders gesê het, daar die spioene gesê het. Ten spyte van al die wonderwerke wat God reeds gedoen het, om hulle uit Egipte uit te bring, deur die Rooi See, die wolkkolom in die dag en die vuurkolom by nag, die voedsel wat die Here vir hulle voorsien het, die water wat die Here vir hulle voorsien het in die woestyn, al daardie wonderwerke wat die Here gedoen het, ten spyte van al daardie wonderwerke, kom hulle en hulle hoor die berig, daar is reëse wat daar bly, ons kan dit nie oorwin nie. En die hele volk vrees. En daarom kom hulle dan in opstand teen Moses en ook Joshua en Caleb. Kyk nou na hoofstuk 14, daarvan af vers 6 af. En ons lees in vers 6, Numeri 14 vers 6, en Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, 2 van die wat die land verken het, het hulle kleure geskeur. En die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het, om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae aan ons het,
sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. En ten spyte daarvan ken ons die verhaal dat toe Moses die 12 spioene in die land Kanaan uitgestuur het 10 teruggekeer met 'n negatiewe verslag. Caleb en Joshua keer terug, die enigste 2 met 'n positiewe verslag. En wat daar gebeur het in die geskiedenis ken ons is, die volk het so gevrees dat hulle gewantrou het in God, en daarom het God hulle gestraf en hy het hulle 40 jaar deur die woestyn laat wandel. En dit is hier waar ons by hierdie teks inkom vandag. Beide groepe het presies dieselfde dinge gesien. Maar Caleb en Joshua sien geleenthede. Die 10 ander sien probleme. Die 10 saam met dan die hele murmurerende volk het nooit die beloofde land ingegaan. Hulle het almal gesterf in daardie 40 jaar in die woestyn. Maar Caleb en Joshua het in die beloofde land ingegaan. En hier in ons teks wat ons vandag na gaan kyk, is dit nou 40 jaar later en hulle is nou reeds binne in Kanaan. En nou is hulle besig om die land op te deel volgens elke stam. En nou kom Caleb aan die beurt. Dis nou Caleb se beurt wat hy nou moet ontvang wat hy wil, die gedeelte wat hy in die land gevra het. En natuurlik is dit, Caleb kies die strandfront, daar waar dit lekker huisie by die see kan wees, nee, lekker kan gaan aftree daar. Hy is mos 85 jaar oud nou al. Nee, miskien kies hy die beste landbougrond om druiwe te plant in 'n vrugbare en 'n goeie florerende plaas te hê. Nee, hy kies nie een van daardie dinge nie. Vers 12 sê, Caleb sê, gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Here daardie dag gespreek het. Onthou, Caleb is 85 jaar oud. En wat doen hy? Hy kies die moeilikste taak. Hy kies nie die maklike taak nie. Hy kies die moeilikste taak. Die berggebied van die Hebron. Hierdie gedeelte word baie goed beskerm. En wat erger is, hier bly reuse in hierdie gebied. Die Enakites is reuse mense, groot mense. Hulle was bang vir hulle gewees 45 jaar gelede. En Caleb het die keuse van enige plek in die land gehad. Maar wat doen hy? Hy kies die moeilikste taak. En ons sal dalk sê, wel, Caleb was 'n baie positiewe mens gewees, hy het kans gesien vir baie. Of ons kan dalk sê, wel, Caleb het regtig in homself geglo, hy was regtig 'n go-getter gewees. Hy het sy gedagtes op 'n ding gesit en hy het dit gedoen. Jy sien, Caleb is 'n voorbeeld van die soort geloof wat elke Christen eintlik behoort te hê. Want onthou wat ons gelees het in Numeri, het ons gesien dat Caleb het 40 jaar van tevore gesê dat hulle in die land in besit sal neem, want dit is wat God beloof het. En hy kon dit sê omdat hy op God vertrou het en op God se woord vertrou het. God het gesê, ek gaan julle in hierdie land inbring. En Caleb het op God vertrou vir dit. Onthou, God het vir Abraham, vir Isak en Jakob en Josef en ook vir Moses gesê dat hy hierdie land vir hulle sal gee. Jy sien, Caleb het nie geglo dat dit nie van hulle sal afhang of hulle die land gaan inneem of nie. God het dit beloof en daarom sal God dit in hulle hand gee. Caleb het nie in homself vertrou nie. Hy het in God vertrou. En as God dit beloof, dan sal God dit doen. Geen reuse of enige probleme sal hulle keer om die land in te neem nie. Nou wat ons vandag gaan leer uit hierdie gedeelte uit hierdie teks uit, is dat daar is 3 uitstaande voorbeelde van hierdie geloof in die manier waarop Caleb sy doelwit gemaak het, wat ons kan navolg. As ons nuwejaarsvoornemens wil maak, as ons 'n doelwit wil stel vir die jaar wat voorlê vir onsself en vir ons gemeente, dan is daar 3 uitstaande voorbeelde wat Caleb gedoen het, wat ons kan volg. Heel eerste is, Caleb het 'n doelwit gemaak wat menslik gesproke onmoontlik was. En dan sien ons verder dat Caleb het 'n doelwit gemaak wat 'n groot oorwinning vir God sal wees. Dat God se naam in ere herstel sal word. Dat God die heerlikheid sal kry, nie hy as mens nie. En dan sien ons dat Caleb wou net gehad het dat God hom sal gebruik. Hy wou net bruikbaar in God se hand wees. Hy wou nie 'n naam vir homself maak nie. Dink bietjie daaraan.
As ons 'n doelwit vir onsself stel, as ons hierdie jaar nuwejaarsvoornemens wil maak en vir ons 'n doelwit wil stel, en as ons nie uit 'n doelwit kan stel wat ons nie uit ons eie uit kan doen nie, wat dit menslik gesproke onmoontlik is, dan beteken dit mos dat soos wat dit realiseer word God se naam verheerlik, nie onsself nie. En is ons net 'n instrument wat bruikbaar in God se hande is, omdat God dit doen en nie ons nie. So ons begin met die eerste voorbeeld wat Caleb vir ons stel in hierdie teks, en dit is dat Caleb se doelwit was 'n bo-menslike taak gewees. Die doelwit wat Caleb vir homself gestel het, was iets wat hy as mens nie op sy eie kon doen nie, is 'n bo-menslike taak. Vers 12 sê vir ons, miskien sal die Here met my wees. Vers 12, miskien sal die Here met my wees. Nou wat beteken dit? Caleb wou 'n taak gehad het wat hopeloos te groot was vir hom. Hy wou 'n taak hê wat net God sou kon verrig. En ons sien dat Caleb kies doelbewus 'n moeilike taak. Iets wat ver bo sy vuurmaakplek sou wees. Hoekom? Hoekom dink julle sou hy dit doen? En die rede is omdat Caleb dit geniet het om die Here se krag tentoon te stel. Hy wou die Here se krag gewys het. Hy wou vir die volk gewys het hoe sterk en hoe magtig God is. Hy het dit geniet om die krag en die beloftes van God te beproef en die realiteit, die werklikheid daarvan te bewys. En dit is wat die Hebreërs skrywer bedoel het toe hy geskryf het in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy sien, God het 'n behaag in sy kinders wat opstaan vir sy eer en vir sy glorie en vir sy heerlikheid. God het 'n behaag wanneer sy kinders opstaan met hulle afhanklikheid ten volle op hom gerig. Jy sien, Caleb het nie 'n noodplan, 'n backup plan gehad nie. Dit was alles of niks gewees nie. En daarom kies Caleb 'n bo-menslike taak, sodat hy altyd van God afhanklik sal wees. Caleb kies 'n bo-menslike taak, sodat die krag van God gesien kan word in dit wat gaan gebeur. Die vraag wat ons vir onsself kan stel wanneer ons dink aan nuwejaarsvoornemens is, stel ons doelbewuste bo-menslike voornemens op in ons Christelike lewe vandag? Wanneer ons nou gekyk het en gesê, ek wil hierdie jaar dit en dit en dit bereik, het ons daaraan gedink om te strewe 'n doelwit op te stel wat bo-menslik is, wat ons nie uit ons eie krag uit kan doen nie. Jy sien, is dit die teendeel nie eerder die waarheid dat ons kies eerder om menslike doelstellings ons nuwejaarsvoornemens te maak nie. Ek sal miskien hierdie jaar meer gereeld kerk toe kom. Ek sal meer gereeld Bybelstudies bywoon. Maar diep binne in onsself weet ons dat ons dit sal kan hanteer, met of sonder God. Dis dinge wat ons in elk geval sal kan doen uit ons eie krag uit. En as God nie met ons is nie, dan is dit oukei. Die taak is klein genoeg, ons kan dit self hanteer. En die werklikheid is, juis om daai rede is die krag van God nie daar nie. Want God geniet dit wanneer sy kinders op 'n groot manier uit hulle gemaksone opstaan vir sy naam se ontwil. God se staande uitnodiging is nog al die tyd wat Jeremia geskryf het, Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. God begeer om kragtig te werk. God wil kragtig werk. Sy krag is nie die probleem nie. Dis nie dat God nie genoeg krag het om te werk nie. Want Christus het op 'n stadium ook gesê in Matteus 9 vers 29, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Met ander woorde, Christus het selfs gesê, as niks onmoontlik vir God om te doen nie. Wanneer laas het ons 'n situasie geskep wat net God kon vul? Wanneer laas het ons 'n doelwit gestel wat ons weet ons kan nie doen nie, as God dit nie doen nie? 'n Man met die naam van William Carey stel dit so. Hy sê, attempt great things for God, expect great things from God. Maar die waarheid is al te gereeld, julle het nie, want julle vra nie, soos wat Jakobus vir ons geleer het. Maar net soos in Caleb se dae, het ons dan ook geloofsmoordenaars, waarmee ons te doen het vandag. Ons maak miskien 'n bo-menslike doelstelling, en ek het net 'n paar voorbeelde hier, ek sê nou nie dit is so nie, maar ons maak dalk 'n bo-menslike doelstelling en sê, ons wil hierdie jaar ons eie kerkgebou koop en betrek. Of miskien
maak ons 'n bo-menslike doelstelling en sê ons wil soveel geestelike groei in die gemeente hierdie jaar hê dat die gemeente geestelike reuse sal wees en die hele Pretoria herlewing sal beleef. Of ons maak dalk die doelwit en sê ons wil 300 plus nuwe lidmate hierdie jaar in die gemeente hê. Maar dan baie gou begin die geloofsmoordenaars te werk. Ek weet nie of julle weet wat is 'n geloofsmoordenaar nie. Geloofsmoordenaar is wanneer daai gedagte kom en sê, ja, ek wil dit doen, maar ons het nie genoeg fondse nie. Ons wil dit doen, maar ons het nie genoeg leiers om dit te kan hanteer nie. Ons wil dit doen, maar ag, julle weet, ons gemeentetjie is te klein, hy sal dit nie kan doen nie. Ons sal in der ewigheid nooit soveel mense kan hanteer nie. Ons wil dit hê, maar ons gaan dit nie kan doen nie. Jy sien, ons sien net probleme, nie geleenthede nie. Maar ek wil vir julle vra, dink julle werklik dat dit nie God se wil is dat sy kerk sal groei hier op aarde nie? Dink ons werklik dat dit nie nog steeds God se wil is dat sy kerk sal uitbrei, die waarheid sal uitgaan in die wêreld vandag nie? Dink ons werklik dat dit nie God se wil is dat families meer Christelik sal lewe nie? Jy sien, die slagspreuk van geloofsmoordenaars is, ons moet prakties wees. Ons moet die realiteit in die oog kyk. Nee, die werklikheid is, die ekonomie is sleg, alles gaan agteruit, en ons moet prakties wees wanneer ons aan hierdie dinge dink. Is geloofsmoordenaars. Eindelose redes waarom die bo-menslike taak nie gedoen kan word nie. En al wat dit regtig bewys, het bewys eintlik hoe koud ons harte teenoor die Here werklik is. Want ons is nie gereed om God se krag tentoon te stel nie. Deurdat ons sal opstaan in geloof en 'n doelwit sal stel wat ons weet net God kan doen, omdat ons wil hê hy moet verheerlik word en dat dit tot die eer van God sal wees nie. Maar ons moet bietjie verder kyk in die voorbeeld wat Caleb vir ons stel hierso, want Caleb se doelwit was spesifiek gebaseer op God se beloftes. Spesifiek. En dit was gebaseer op God se beloftes. Hy het nie sommer net enige doelwit gemaak, dit was 'n spesifieke doelwit gewees. Kyk weer mooi na vers 12. Caleb sê nie dat hy enige doel van 'n deel van Kanaan wil hê nie. Hoofstuk 14 vers 12, waar hy sê, gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Here daardie dag gespreek het. Hy sê nie dat hy wil, gee my net die enige deel van Kanaan nie, en mag ek dan daar 'n oorwinning hê nie. Hy is baie spesifiek en dit is gebaseer op die belofte van God wat hy reeds gemaak het. Kyk weer, kom ons lees dit weer. Caleb sê, gee my dan nou hierdie bergland, spesifiek, daai gedeelte, die bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het. Dis 'n spesifieke gedeelte, spesifieke doelwit, en dit is gebaseer op God se beloftes. En God se woorde was gewees, wees sterk en dapper en moenie vrees nie. Jy sien, geloof kom van hoor, en gehoor kom van die woord van God, wat ons waar lees. In Romeine 10 vers 14. En ons word baie maal vasgevang deur filosofiese vrae soos, wil God regtig hê dat ons hierdie bediening moet begin? Of is hierdie ding regtig van God af, of is dit dalk nie? En baie maal begin ons 'n ding en dan vra ons vir onsself, sal God regtig saam met my wees as ek hierdie ding doen? En ons moet verstaan vandag is dat hulle wat graag in die veiligheid van ongeloof wil bly, kry presies wat hulle soek. Hulle dwaal rond in 'n dorre land van vrugteloosheid. Maar hulle wat groot dinge vir God wil doen, maak doelwitte wat nie deur 'n mens reg gekry kan word nie, wat nie deur 'n mens gedoen kan word nie. En hulle doen dit om God se krag te wys, nie om hulle self te verheerlik nie. Hulle volg Caleb se voorbeeld wanneer hulle doelwitte vir die jaar opstel, soos wat ons dan ook in die tweede plek sal sien, is dat Caleb se doelstelling was om groot oorwinning vir God se naam te behaal. Caleb se doel was om 'n groot oorwinning te behaal, maar dat dit tot eer van God sal wees. 40 jaar vroeër, wat was toe die probleem gewees wat die ander bespieders gesien het? Hulle het gegaan al terugkom en het gesien reuse. Hulle het gesê dat daar reuse in die land bly wat hulle sou doodmaak. Hulle sou in der ewigheid nooit die land kon, en hulle kan nie teen daardie reuse gaan veg nie. Maar nou kom Caleb, 40, 45 jaar later, kom Caleb en hy doen presies wat daardie 10 bestuurders gesê het, sou nie kon gebeur het nie. En die rede hoekom hulle nie die beloofde land in besit sou kon neem nie.
want daar was reëse gewees. En Caleb sê, maar hy gaan nou doen wat hulle 45 jaar terug moes gedoen het. Caleb wou vir eens en vir altyd bewys wat die krag van God is. Hy wou dit tentoonstel, hy wou dit sigbaar maak. God is 'n verslaander van reëse. Hy wou groot oorwinnings in God se naam en ter wille van God hê. En dit sê vir ons iets omtrent hierdie man. Dit is asof Caleb voel dat God se naam verneder was deur daardie 10 bespieders 40 jaar, 45 jaar gelede. En Caleb is nou uit om God se naam te verdedig. Hy wil 'n groot oorwinning vir God se naam hê. Jy sien, Caleb se doelstellings het rondom God se eer en God se glorie gedraai. God se reputasie was vir hom belangrik geweest. Hy het nie 'n selfgesentreerde doelstelling gehad nie, dit het alles oor God gegaan en niks oor homself nie. En baie mense in ons tyd wat ons in lewe vandag verdraai geloof tot een of ander soort lotery. Ek wen groot saam met God. Maar as ons mooi dink, as my lewe altyd net goed gaan en ek ryk word en my besigheid doen goed en ek is gesond en ek is voorspoedig, hoe word God verheerlik daarin? Want wat van die arm en siek mense? Jy sien, ons kan siek en arm wees en nog steeds God verheerlik. Ware geloof is om op te staan vir God met 'n afhanklike vertroue op God. En ons kan vir onsself die vraag afvra, is ons werklik besorg? Is ons werklik bekommerd oor God se reputasie? Is ons werklik bekommerd oor wat mense van God dink en sien en glo van God? Is ons ywerig dat sy naam hoog gehou sal word, in en deur ons lewens, maar ook in en deur ons gemeente en ons kerk? Ek wil vir jou vanmôre die vraag vra, watter oorwinnings het jy vandag nodig om in jou persoonlike lewe te bereik, sodat God se naam verheerlik sal word? Dink mooi na oor hierdie vraag. Watter oorwinnings het jy nodig om in jou persoonlike lewe vandag te bereik, sodat God se naam verheerlik sal word? Miskien is dit 'n aanhoudende sonde wat jy mee worstel. Iets wat jy al jare mee kom en jy kry net nie gewen nie. Jy kry net nie gebreek daarmee nie. Onthou, God se vyande sien dit en hulle lag vir God. Jy sien, jou oorwinningskreet behoort te wees, gee my daardie berg, daardie moeilikste gedeelte. Wanneer ons sonde in ons lewens probeer verdedig, dan is dit om redes selfsugtige redes, soos byvoorbeeld miskien om 'n minder skuldgevoel te hê. Miskien is dit om meer respek te verkry en so kan ons aangaan. En solank as wat ons sonde in ons lewe verdedig en nie breek daarmee en klaarmaak daarmee nie 'n oorwinning kry daaroor nie, sal ons nie suksese behaal nie. Ons kan nie die vlees met die vlees oorwin nie, maar wanneer ons onsself in die stryd inwerp ter wille van God se naam, dan gee hy vir ons die krag om te kan oorwin. Watter groot oorwinnings is daar wat God van ons verwag vandag? Dink aan die gebed van die disippels. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Jy sien, dis dieselfde beginsel. Mag God se naam hoog gehou word in hierdie jaar wat voorlê. Mag ons 'n hoë siening omtrent God hê. Mag sy heerskappy en sy mag deur almal gesien word. Maar let wel, as ons kyk na die voorbeeld van Caleb. Caleb het meer as net doelwitte gemaak. Hy het nie net hierdie doelwitte gestel en gesê, dis wat ek wil bereik nie. Hy het al die nodige ywer ingesit, hy het al die nodige effort ingesit, om dan daardie doelwit te bereik. Is nie net 'n nuwejaarsvoorneme wat hy 12 maande later terugkyk en sê, oh wel, ek het probeer nie, maar eintlik het hy niks probleem. Hy het ywerig moeite gedoen, om daardie doelwit te bereik. Een van die grootste probleme wat Israel gehad het, was die feit dat hulle nie die Kanaaniete totaal uit die land uit verdryf het nie. Ons ken dit ook in die geskiedenis van Israel. Toe hulle nou die land ingetrek het, het daar 'n klompie mense gekom het gesê, hulle kom van 'n ver land en Joshua het hulle toe gesê, nou maar goed, gaan bly julle daar. En die Israeliete kies eerder om saam met hierdie Kanaaniete te bestaan. Saam met hulle te lewe. En die Kanaaniete word 'n doring in hulle vlees. En ek is van mening, hulle is tot vandag toe nog 'n doring in hulle vlees. Want ons het hier gelees, dis hulle wat by die see en hulle wat by die rand van die Jordaan bly. Nou ek wonder of die Palestynë in Gaza dalk Kanaaniete is. Ek weet nie.
Maar hulle is tot vandag toe nog 'n doring in Israel se vlees. En ons kan miskien sê, gee my daardie berg van biddeloosheid. Maar dit gaan nie van self kom nie. Ons moet aanhou veg daarvoor in die krag van die Heilige Gees, dag vir dag. Dis miskien 'n stryd wat net aanhou en aanhou, maar as ons honger genoeg en dors genoeg daarvoor is, sal ons aanhou stry totdat ons dit reg kry. En nie ophou nie, nie opgee nie. Maar ons is baie maal soos die Israeliete, dit lyk na baie moeite. Hoekom moet ek my hiermeer uitdryf? Hoekom moet ek ophou met my hiermeer? Waarom moet ek my luiheid uitdryf? Waarom moet ek my rebellie uitdryf? My spraak, my oneerlikheid. En so kan ons aangaan en aangaan. Hoekom moet ek klaarmaak daarmee? Hoekom moet ek ywerig moeite doen daarmee? Jy sien, miskien is die lewe reg vir nou. Miskien gaan alles goed nou. Maar hierdie dinge sal terugkom en dit sal 'n doring in ons vlees wees, soos wat die Kanaaniete in 'n doring in Israel se vlees was en is. Kaleb het groot oorwinnings gesoek vir God se reputasie. Want hy wou God se krag tentoonstel. En daarom het hy doelwitte gestel wat 'n mens nie op sy eie kon regkry nie. Maar die laaste voorbeeld wat Kaleb vir ons gestel het, is om God eerste te plaas. En daarom sien ons in die derde plek is Kaleb se doelstelling was om bruikbaar te wees, nie om groot te wees nie. Ons lees in Josua 14 vers 13, toe het Josua hom geseën en Kaleb die seun van Jefune Hebron as erfdeel gegee. Maar dan weer, en as jy wil vorentoe blaai, Josua 21 vers 9 tot 13. Josua 21 vers 9 tot 13 lees ons verder. Verder het hulle uit die stam van die kinders van Juda en uit die stam van die kinders van Simeon hierdie stede gegee wat hulle met hulle name genoem het. Die kinders van Aaron dan uit die geslagte van die Keatiete, uit die kinders van Levi het ontvang, want die eerste lot was vir hulle, en aan hulle is gegee die stad van Arba, die vader van Anok, dit is Hebron, op die gebergte van Juda met sy weiveld daaromheen. Maar, vers 12, maar die saaigrond van die stad met sy dorp het hulle aan Kaleb, die seun van Jefune, as sy besitting gegee. En aan die kinders van Aaron, die priester, het hulle gegee Hebron. So, wat is nou hier besig om te gebeur? Jy sien, hulle is nog steeds besig om die land op te deel. En nou is dit die Lewiete se beurt en hulle het blyplek nodig, en as priesters het hulle nie die reg op permanente grondgebied nie, maar hulle moes 'n plek hê waar hulle kon lewe. En wie kom tot hulle redding? Kaleb. Kaleb gee gewilliglik die stad waarvoor hy geveg het op, sodat die manne van God daar kon woon. Hy self gaan lewe in die voordorpe, in die voorste gebiede van die stad. Maar hy gee die stad vir die Lewiete. Nou, Kaleb kon vasgehou het aan Hebron. Hy kon gesê het, nee, dis my stad, ek het daarvoor geveg. Dis my trofee, ek het die reuse getrotseer en hulle oorwin. Dis 'n trofee vir my. Kaleb kon Hebron as 'n soort monument sien en in die naam van Kaleb gebruik. Hy kon 'n banier geskryf het en gesê het, Hebron, die tuiste van Kaleb, die verslaander van reuse. Maar nee, hy doen dit nie. Hy gee dit op vir God se priesters. Jy sien, Kaleb se doelstelling was nie om groot en bekend te word nie. Hy wou nie bekend wees as die verslaander van reuse nie. Hy wou net diensbaar vir God wees. Hy sien homself as 'n dienaar van God, en dienaars van God soek nie om bekend te wees nie. Hulle begeer om diensbaar te wees aan hulle meester. Nou, dit was een van die gunsteling onderwerpe waarmee die disippels van Christus baie geworstel het. Wie sal die grootste in die koninkryk van die hemele wees, is die vraag wat hulle gevra het, nie? Nou, ons kan dalk die apostels veroordeel, maar doen ons nie dalk ook maar presies dieselfde nie? Sê ons nie maar ook diep in ons harte, ek glo ek is 'n beter Christen as so en so nie, ek is meer geestelik as so en so nie. Jy weet, so en so preek baie mooi, maar ek dink ek kan beter doen as hy. Iemand het eenmaal 'n Chinese meisie gevra, wat is die verskil tussen die Chinese kerk en die westerse kerk? En haar antwoord was gewees, die kompetisie tussen die heiliges. Jy sien, ons wedywer met mekaar omdat ons bekendheid soek. Ons wil meer en meer bekend wees. Ons wil groter naam maak. Maar as dienaars moet ons strewe om bruikbaar vir God te wees, nie om 'n naam te maak nie. En dis waarom Christus sê, hy wat die grootste wil wees, moet eers 'n dienaar wees. Bruikbaarheid beteken dat my reputasie of my plesier of my hele lewe
kom tweede wanneer dit kom by my meester se wil, wanneer dit kom by Christus se wil. Want ek wil deur hom gebruik word, al word ek later vergeet. Julle weet, ons is nou wat, paar maande, 4, 5 maande, ek weet nie hoe lank terug is dit wat John MacArthur gesterf het nie. En dadelik is daar nie meer so baie bekendheid, hy's klaar besig om vergeet te word. En dit is presies hierdie gedagte wat Caleb vir ons voorgee hier vandag. Hy wil bruikbaar vir sy meester wees, nie bekendheid nie. Ek weet, en John MacArthur het geweet, oor 'n paar jaar, 10 jaar, 20 jaar, gaan daar min mense wees wat selfs weet wie is John MacArthur. Dit het nie gegaan oor die mens nie, dit het gegaan oor God se saak. En net so dieselfde ons, selfs al bly ek 'n totale onbekende persoon, ek wil doen wat God wil hê ek moet doen. Ek wil bruikbaar wees vir my meester, nie bekendheid vir myself verwerf nie. Jy sien, Caleb het nie beroemdheid of reputasie gesoek nie. So moenie probeer om 'n naam te maak nie. Moenie probeer om 'n bediening te bou rondom jouself nie. God is nie in die besigheid om sy dienaars te verhoog nie. Watter besigheid is God in? God verhoog sy seun en sy dienaars word daardeur geseën. Moenie die beroemdheid of goedkeuring of erkenning van mense soek nie. Dit is nie om bruikbaar te wees nie. Wanneer jy nuwejaarsvoornemens maak, stel 'n doelwit op waar jy bruikbaar vir God sal wees en nie belangrik sal word nie. Dat jy nie die senterpunt van die bediening in die gemeente sal word nie, maar dat God die fokus van daardie bediening sal wees. En ek wil afsluit vandag. Het jy al enige doelwitte vir hierdie jaar opgestel? Het jy al vir jouself gesê, ek wil hierdie jaar wil ek dit en dit en dit doen of bereik of wat ook al? En ek wil dit vanmôre vir ons so as 'n gemeente sê, sonder doelwitte is daar nie 'n visie nie, en sonder visie is daar niks nie. En sonder doelwitte sal jy net nog 'n jaar in die wildernis ronddwaal, soos wat die Israeliete vir 40 jaar in die wildernis rondgedwaal het. Nou hier is 'n voorbeeld wat Caleb vir jou en vir my gee, om ons te help om goeie nuwejaarsvoornemens te maak. En dit is dat die eerste ene is, laat jou doelwitte bo menslike take wees. Stel 'n doel op wat binne in God se wil is. Nie net enige doel opstel nie. Maak seker jou doelwit is binne in God se wil. Wat volgens sy belofte is. Maar wat baie belangrik is wat te groot is vir jou om alleen te hanteer. Dat wanneer daardie ding in jou lewe gebeur, kan almal sien, dis God wat gewerk het. Die eerste stap om jou nuwejaarsvoornemens op te stel. Die tweede ene is, laat jou doelwitte groot oorwinnings vir God wees. Nie vir jouself nie. Kyk diep in jou eie lewe in en soek wat die dinge is wat tot oneer van God se naam is in jou lewe vandag nog. Gaan ondersoek jou lewe en gaan kyk wat is daardie dinge wat wanneer die wêreld dit sien, dan lag hulle vir God. Moenie soos die Israeliete dan toelaat dat die Kanaaniete tussen hulle woon nie. Moenie toelaat dat daardie sonde maar net deel van jou bly nie. Dat dit deel van jou lewe bly nie. Stel 'n plan op om stryd te voer teen alles wat tot oneer van God se naam is en hou aan stryd totdat dit weg is. En dan laastens, laat jou doelwitte wees om bruikbaar te wees vir God en nie om jouself groot te maak nie. Jy weet, die grootste seën is om 'n dienaar te wees, nie 'n ster nie. Hy wat homself verhoog sal verneder word en hy wat homself verneder sal verhoog word. Caleb het bo menslike take uitgekies. Caleb wou oorwinning vir sy God se naam verkry het. Caleb wou bruikbaar wees vir God, nie 'n naam vir homself maak nie. So kom ons gebruik Caleb se voorbeeld en maak dan nuwejaarsvoornemens, doelwitte wat God sal verheerlik. En dat daardie doelwitte spesifiek sal wees. En dat dit sal wees volgens God se beloftes. En dat dit sal wees tot verheerliking van God se naam. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie vir
hierdie voorbeeld wat ons vanoggend uit Caleb se lewe kon sien. En Here, ons besef dat wanneer ons so na ons eie lewe kyk, dan is ons baie maal soos die Israeliete wat net eenvoudig te lui was om die moeite te doen. Wat ten spyte van al die werk wat U al in ons of iemand van ons ken se lewens gedoen het, dan kom die vrees tog nog. En wanneer ons dan doelwitte moet stel, Here, dan maak ons eerder doelwitte wat ons weet, menslik gesproke, ons sal kan doen. So ons wil bid, Here, dat U ons sal lei hierdie jaar, dat U ons sal help, dat elkeen van ons in ons eie persoonlike lewe doelwitte sal stel, Here, wat tot eer van U naam sal wees, wat 'n groot oorwinning vir U sal wees, in die mate wat ons vriende en familie in ons lewens kan sien hoe ons oorwinning kry oor sonde wat ons miskien jare lank al mee teen worstel, en dat hulle dan sal besef, maar U is groot, U is almagtig, en dit is U wat dit bewerk, nie 'n mens nie. Maar help ons, Here, om doelwitte te stel, nie met die gedagte om groot en belangrik te wees nie, maar net om bruikbaar te wees vir U waar U werk, en soos dit U wil is. Ons wil bid vir 'n jaar wat voorlê, Here, dat U vir ons krag en wysheid en sterkte sal gee, dat ons as 'n gemeente meer en meer hierdie voorbeeld sal volg, en meer sal opstaan en uitstaan tot verheerliking van U naam, sodat U die glorie daarvoor sal kry. Soos in Caleb se geval, Here, waar hy daar in die begin gesê het, maar ons kan hierdie land inneem, want God het dit gesê. En sy vertroue was so groot in U gewees, Here, dat toe die res van die stam, die Israeliete, U gevrees het, en dat U hulle gestraf het om nog 40 jaar in die woestyn te dwaal, en almal daar te sterf. Here, dat U vir Caleb en Joshua in die lewe gehou het, en hulle in die beloofde land ingebring het, omdat Caleb het hierdie geweldige begeerte gehad, Here, dat U naam in ere herstel sal word. U is die verslaaner van reëse. U is die God wat in ons lewens werk, wat vir ons die krag gee om enige en alle sonde in ons lewe te kan oorwin. Here, ons worstel miskien al vir baie jare met iets, en ons kom nie daarby uit nie. Maar help ons om te besef, Here, dat U kan dit doen. Ons hoef nie op te gee, ons hoef nie te gaan sit en sê, ag, dis onmoontlik, ek kan dit nie doen nie. Maar Here, U kan dit doen. En help ons om doelwitte hierdie jaar te stel, wat ons werklik U naam sal verheerlik. Dat ons as 'n gemeente bestaan uit families wat werklik God gefokus is, Christus gefokus is. Families wat bestaan uit pa, ma en kinders wat werklik Christus gefokus is, en wat U eer altyd eerste stel. En wat gretig is om te leer en te groei en te lewe tot verheerliking van U naam. Here, mag ons hierdie jaar Pretoria bereik, en mag ons gemeentes kan plant in Pretoria en verder, waarin die woord werklik en in waarheid daadwerklik verkondig word. Here, ons begeerte is dat in hierdie tyd, in hierdie wêreld wat so vinnig agteruit gaan, waar daar soveel goddeloosheid is en soveel valse leringe is, dat U ons sal gebruik om op te staan vir die waarheid, om op te staan tot eer van U naam, om op te staan om die waarheid te verkondig, maar belangrik ook, Here, om op te staan om die sondes in ons lewens dood te maak en dood te hou. Dankie vir die genade, Here, dankie vir die liefde, en dankie vir die groei wat U vir ons gee. Dankie vir 'n nuwe jaar wat U vir ons gee, Here. 'n Nuwe begin. 'n Geleentheid waarin ons kan van voor af begin. Maar help ons om doelwitte te stel, Here, soos wat ons in Caleb se voorbeeld geleer het vanmôre. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.